Ons gesels vandag oor die rapport Onderwysfonds. Ek is bly Charles Bloemberg is hier by my om ons te vertel wie hulle is, wat hulle doen. En soos 'n begin, Charles, stel jouself dalk net eers bekend. Wat doen jy vir rapport Onderwysfonds en dan kan ons gesels oor die fonds en die belangrike werk wat julle daar doen. Ek is 'n korporatiewe bestuurder by Rapport Onderwysfonds. 'n werk waar ek baie trots is sien dat ek 'n ou rof student is. Ek verstaan presies wat dit behels om 'n onderwysstudent te wees in Suid-Afrika en die befondsing wat nodig is om te kan studeer. Ons is 'n nuwe wetgewende organisasie wat uit is om Afrikaans te bevorder en dan studente in onderwys ook te bevorder. 'n Belangrike werk en ek dink dit beteken eintlik so baie dat jy self deur die program is en soos jy sê regtig verstaan wat aangaan. Maar vat ons 'n bietjie terug in die geskiedenis. Wanneer het die rapport Onderwysfonds ontstaan? Wat was die doel? Hoe het dit tot stand gekom? So in 2003 het die Sondagkoerant rapport gesien dat daar so 'n nood is vir Afrikaanse onderwysers en Solidariteit en Afrikanerbond, die drie instansies het toe bymekaar gekom en hulle het besluit om die fondasie te lê vir wat ons nou het. En dis 'n rof wat deur verskeie instansies en donateurs en individue ondersteun word. En as dit nie te danke aan hulle was nie, sou ons nie al duisende studente kon ondersteun deur die jare nie. So julle is werklik waar almondig. Dis nou rapsie meer as 21 jaar 'n goeie geskiedenis. Wat sal jy sê is die droom en die visie van ROF? Ons is uitreik daarop, ons missie is om seker te maak dat daar so Afrikaanse studente is wat in 'n klaskamer kan staan en Afrikaans kan voortbou. Nie net as akademiese taal of as wetenskaptaal nie, maar die kultuur van Afrikaans, ongeag wat die geografiese omgewing is. Ons wil Afrikaans bevorder in klaskamers en seker maak dat die voortbestaan van Afrikaans altyd daar is. Ek hou altyd daarvan om eerder as om net oor feite te praat, bietjie oor die mense ook te praat. Kan jy dalk vir ons vertel van die studente wat deur hierdie program is, dalk 'n student wat 'n ROF-student was en wat vandag suksesvol voor 'n klaskamer staan? Nou, ek dink die suksesstories is presies wat ons harte laat klop as ROF. Ons het 'n paar studente wat absoluut uitblinkers is, van studente wat nou in skole werk waar dit daaglikse omstandighede is, maar hulle is die onderwysers wat die verskil maak. Ons het byvoorbeeld een student wat hy was 'n assistent gewees by een van die skole en hy kon ongelukkig nie met sy studies verder gaan nie tot hy ROF gekontak het en ons het toe besluit om hom te help. En hy is nou 'n graad 7 onderwyser. Hy rig rugby af by die skool en hy het provinsiaal gewen met sy spannetjie te danke aan ROF en dat hy uitgereik het. Ons het ook 'n ander dametjie wat absoluut uitgestaan het van Noord-Kaap af. Sy is die eerste een in haar familie wat universiteit was. Sure. So dis vir ons, dis daai stories wat absoluut uitblinkers is, wat ons harte trots maak om te kan doen wat ons doen. En iemand wat luister, wat se ore nou spits, watter tipe studente wil jy nou werf? Jy het genoem, iemand was 'n assistent, is dit iemand wat nou net skool klaar gemaak het, assistente ook, wie kan aansoek doen vir ROF? So ons sal graag wil hê dat studente aansoek doen by ons wat 'n passie vir onderwys het, wat 'n passie het vir Afrikaans en wat 'n verskil wil maak in die klas. Ons het al hoeveel keer gehoor dat onderwys 'n roeping is en as studente voel dat hulle roeping is om in die klas te staan en 25 leerders te help elke dag, dan is dit die tipe student wat ons wil hê met aansoek doen by ROF. En ek het al gelees, julle praat van 'n rentevrye lening. Dit laat sommer my dadelik my ore spits. Wat beteken dit? Hoe werk dit in praktyk? So, omdat ons fokus Afrikaanse onderwysers is en ons besef wat die koste van studies is, het ons besluit om 'n rentevrye lening vir ons Afrikaanse onderwysstudente te bied. So dit beteken terwyl die student studeer, hulle geen rente betaal nie. Doeltreffend help dit om hoofskuld af te betaal. Wanneer die student dan afstudeer het, dan betaal hulle op Absa Prima koers net die fondse terug. So ons probeer ons studente aan te moedig om, al is dit R100 of R200 in te betaal, ons vra geen admin fooi nie, en dit help die student om sy hoofskuld af te betaal. Sodat wanneer hy klaar studeer het, dan kan hy in die skool wees met 'n vrymoedige hart en nie die stres wat gepaard gaan met studielenings nie. Hoe kry julle dit reg om so rentevrye lening te gee? Hoe werk julle geldsaake as 'n donateurs en as iemand dit dalk hoor en wil betrokke raak, hoe kan hulle betrokke raak? So ons is 100% afhanklik van donateurs, sien dat ons 'n nuwensgewende organisasie is. Ons donateurs kry ook 'n verslag 2 keer 'n jaar hoe die student vorder en dit help verskriklik baie. So elke donateur, ons het alumni wat help skenk, ons het individue, ons het maatskappye wat bydra en natuurlik is daar 'n voordeel vir hulle ook. Nie net is dit 'n geval dat hulle help om Afrikaans en onderwys te versterk nie, maar daar's 'n belastingvoordeel vir hulle ook.
Charles, jy het vroeër genoem, jy is self ook deur die program, so ek dink jy verstaan so goed hoe dit is om 'n student te wees. En ons weet ook die uitdagings natuurlik, selfs al het jy 'n lening. Veral dink ek 'n student wat die eerste een in hulle gesin is, soos jy sê, wat universiteit toe gaan. So dit is nie altyd maklik nie, en selfs met die beste bedoelings of al studeer hulle hoe hard, soms sukkel hulle maar dalk of hulle maak nie klaar nie. Wat gebeur as 'n student dalk nie hulle studies voltooi nie of eers 'n breek moet neem weens persoonlike omstandighede of ander uitdagings? Nou, dis nogal ietsie wat ek sal nie sê gereeld opkom nie, maar daar is gevalle waar daar afsterwe is in 'n familie of 'n student wat siek word. Die groot verskil tussen ons en ander instansies is, ons het 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons studente. En dit help dat as 'n student uitreik, dat ons kan praat en 'n plan kan maak. Dit help verskriklik baie om net aan te hou om seker te maak dat daai student wel sy studies voltooi. Want op die ou end is dit ons wil hê, ons glo sterk daarin dat as jy begin het, dan moet jy klaarmaak. Ek wil sommer meer daaroor ook praat, hierdie band wat julle met die studente het, so dit is nie net finansiële hulp nie, gee julle ook vir hulle ander ondersteuning in terme van, soos jy sê, emosioneel, hulle kan uitreik, mentorskap, sulke tipe van dinge, is dit eintlik 'n hele holistiese program, nie net finansiëel nie. Dis reg, ons gaan uit om die studente ondersteun, omdat ons weet dat dit baie keer as studente vra vir 'n studielening, is dit omdat daar so omstandighede is wat moeilik is. En ek moet sê, ons hart klop groot vir ons studente, en ek glo dis wat absoluut die verskil maak, om 'n student te help om suksesvol te wees in sy studies. Hy het nog steeds daai hulp nodig. So as iemand nou luister en is of hulle of iemand wat hulle ken, 'n kind en hulle weet hier is 'n ideale kandidaat, Afrikaans, passie vir onderwys, wat is die proses om aansoek te doen? Hoe werk dit? So hulle kan op ons webtuiste gaan, en daarso is een van die tabs bo staan daarso doen aansoek. Hulle is meer as welkom om daarso aansoek te doen. Ons maak nou Oktober, begin ons inskrywings in te kom. Wat is die webtuiste, ekskuus? Dis www.rof.org.za. En een van die grootste goeters, en as ek raad kan gee, is om 'n goeie motiveringsbrief te skryf. Ons as Rof wil kan sien dat jy 'n passie vir onderwys het. En as daai passie gaan deurkom in die onderwys of in jou motiveringsbrief, dan gaan dit baie makliker wees en jy gaan uitstaan. Wat is van die algemene foute wat hulle maak? Ek neem aan jy moet nou nie ChatGPT gebruik om daai motiveringsbrief te skryf nie, né? Ja, nee, verkieslik nie. Ons wil hard sien. As ons sien dat jy jou hart klop vir Afrikaans en vir onderwys, en jy wil 'n verskil maak, net soos dat ons elkeen 'n storie het van 'n onderwyser wat 'n verskil in ons lewe gemaak het, en jy wil daai impak maak, dan spreek dit aan in jou motiveringsbrief. Dit gaan definitief 'n verskil maak. En enige iemand dalk in die breër onderwysgemeenskap, skoolgemeenskappe, wat dalk nie so seer 'n kind kan borg nie, maar wat tog betrokke wil wees by hierdie wonderlike inisiatief van julle, is daar enige ander manier wat hulle betrokke kan raak? Verseker, ons wil graag skole uitnooi dat assistentonderwysers ook gehelp word deur hierdie proses, en dat hulle Rof aan hulle assistentstudente en hulle onderwysers ook sal bekend maak en hulle sal vertel van Rof. Skole is ook meer as welkom om skenkings te maak, en ook om ons Facebook, ons Instagram net te gaan deel, en net deel te word van dit wat Rof is. Ek neem aan dit is natuurlik ook in 'n skool se belang, want as jy Rof ondersteun, beteken dit oor 'n paar jaar kry jy 'n goeie kwaliteit Afrikaans onderwyser, nie waar nie? Dis 100% reg. Ons wil seker maak dat daar in die klaskamers en veral ons Afrikaanse skole nog steeds sterk staan met bekwame onderwysers. En jy het gepraat van daai assistentonderwysers. Ek wil ook nog weet, hoe werk dit in praktyk? Is dit 'n onderwyser wat dan deeltyds gaan studeer en hulle is nou assistentonderwyser en dankse Rapportonderwysfonds studeer hulle verder en hulle kwalifiseer hulle self om dan ten volle onderwyser te word en dan bevorder hulle basies hulle loopbaan so? Dis 100% reg. Ons wil daai onderwysstudente wat deeltyds studeer, wat deur 'n AROS of 'n akademia, wat deur daai instansie studeer, wil ons graag help. Daar's baie van ons studente wat deeltyds moet studeer, omdat hulle ongelukkig ook moet werk. En ons wil die geleentheid gee sodat daai student kan kwalifiseer, sodat hulle volwaardig in die klaskamer kan staan en kan beheer neem oor hulle eie klaskamer. En dan waar hulle gaan studeer, maak dit 'n verskil? Is daar spesifieke kampusse wat geoormerk is? Landwyd vertel ons bietjie, waar is die Rapportonderwysfonds se studente oral in die land? Ja, so ons is versprei reg oor die land, en enige geakkrediteerde instansie wat onderwys aanbied, daar's baie van ons studente wat by daai instellings is, en dit is die vereiste. Beide deeltydse en voltydse studente. Dis korrek, ja. Okay. Charles, baie dankie vir al die inligting. Ek dink hier is hopelik klomp kykers en luisteraars wat opgewonde is, wat iemand ken met 'n saadjie en 'n passie vir onderwys, wat gaan betrokke raak en wat gaan inskryf. So net so ten slotte dalk, as jy kan opsom, hoekom is Rof en die werk wat julle doen so belangrik vir die onderwyslandskap in die breë en veral die Afrikaanse onderwysgemeenskap?
Rolf het nou al oor 1000 studente gehelp met onderwysers wat in klaskamers is vandag en ek dink daar sou 'n leemte gewees het as Rolf nie die werk gedoen het wat hulle doen nie. Ons is ongelooflik trots op om te kan sê dat ons hart klop nie net vir die onderwysers nie net vir Afrikaans nie, maar vir ons studente wat ons ondersteun ook. Baie dankie. As 'n ma wat 'n dogtertjie het wat volgende jaar die eerste keer skool toe gaan, weet ek hoe belangrik is goeie onderwysers. So dankie vir die werk wat julle doen om seker te maak dat daar goeie Afrikaanse onderwysers vir ons kinders se klaskamers staan.